Here, ons het kom sing, halleluja, eer aan U. Ons loof U, ons kom U aanbid. Maar nou wil ons vra dat U deel van ons aanbidding, U ons gehoorsaam sal maak en ons sal mense, luisteraars sal maak, ontvangers sal maak van U heilige woord. Want niks wat ek hier lees, het ek uitgedink of iemand nie, dis U woord. En daarom vra ek dat U ons gedagtes gevangene sal neem en dat U vir ons sal leer vanuit U woord vandag, deur die Heilige Gees. Amen. Kom ek lees net by vers 19, wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, en deur sy lewe vir my af te lê. Dis al. Hierdie is die totale evangelie. As jy ooit 'n teksvers wil leer en geleer het al, hierdie is die een, wat jy uit jou kop uit kan leer, want dit sê eintlik alles wat Jesus kon doen het. So as jy nou dink aan jouself, wat sal julle nou dink is die grootste enkele gebeurtenis wat met jou kon gebeur het? Wat sê jou ma sê, jou pa sê? Miskien toe jy gebore was, miskien dink jy dit ook so. Maar die grootste enkele gebeurtenis wat met elke mens gebeur het, is dat God besluit het op sy eie, om uit niks uit, mense te skep na sy beeld. Dis is die grootste enkele ding wat in hierdie wêreld gebeur het. Dat hy 'n mens skep wat nie 'n dier is nie, mense wat anderster as diere is, mense wat besluite kan neem, mense wat kreatief kan wees, mense wat kan skep, mense wat kan lief hê, mense wat 'n siel het, wat 'n verstand het, wat 'n gees het. Mense wat 'n verhouding kan hê en 'n verhouding kan verbreek. Dis die vermoë om met God 'n pad te loop of nie. Dis die keuse, hy gee die mens die keuse van gehoorsaamheid. En die opperste teken van alle liefde, van God se liefde, is dat God besluit het om vir die mens 'n vrye keuse te gee, toe hy vir Adam en Eva gemaak het. Dis die grootste teken van God se liefde. Dis om te sê, ek gaan jou vrye keuse gee om vir of teen my te kies. Ek gee jou die keuse om aan my gehoorsaam te wees of nie aan my gehoorsaam te wees nie. En ek sê weer, dis die grootste en wonderlikste liefde wat iemand kan bewys het. Nou weet ons, en ons ken die geskiedenis van die wêreld, dat die mense het toe gekies om nie gehoorsaam te wees nie, en daardeur is die hele wêreld weggetrek van God af. En Franshoutjie, so soet as wat hy nou is, binne hom broei die boosheid al klaar. Kies julle. Maar dit is net so, ek kan nou nie help dat dit so is nie. En ons weet dit. En dit is die hele ding so die harmonie is toe verbreek. So die tweede grootste enkele wonderlikste gebeurtenis wat met mense kon gebeur het, naas dat God hulle gemaak het, was dat hy gekom het en gesê, ek gaan nie hierdie situasie so los nie, ek stuur my seun, en as hulle my seun glo, en hulle aanvaar hom as my verlosser, dan word hulle my kind. En dit loop uit, dat ons dan in Christus ingesit word, en dat Christus in ons ingesit word. Dis die tema van die jaar. Ek is in Christus, en Christus is in my. As iemand sal wil weet, wat is die boodskap van die Christendom, dan is dit. Ek is in Christus, en Christus is in my. Nou hierdie begrip, hou my eers terug, hierdie begrip beteken net ongelooflik. Want as jy dit kan uitfigure, wat beteken dit om ek in Christus en Christus in my, good luck, want dit is net so diep teologiese verstaan daarvan. En daarom het ons besluit, ons gaan die hele jaar daaraan spandeer. Want as jy dit kan verstaan, ietsie verstaan, jy gaan dit nie baie verstaan nie, maar ons gaan so ietsie daarvan verstaan. So die eerste ding beteken dit in kort, ek in Christus. So as jy nou ek in Christus kyk, dan wil ek dit so opsom, dis hoe God na my kyk.
Dis hoe God na mense kyk, wat gekies het om gelowiges te wees. So hy kyk, dis my posisie. As Christus, as God na my kyk, dan sien hy nie meer my sonde raak nie. Hy sien my hy sien ek is vergewe. Hy sien ek is versoen met hom. Hy vind my aanvaarbaar. So aanvaarbaar, dat hy sê, jy is deel van my familie. Hy vind jou in Christus so aanvaarbaar, dat hy jou nie net deel van sy familie maak nie. Hy nooi jou in sy huis in, vir ewig. So jy is welkom om my te kom bly, want jy is nou my kind. Nou in Christus kan nie een van ons genereer nie. Ek kan nie myself in Christus insit nie. Ek kan nie sê ek is in Christus ingebore, of ek het in Christus in groot geword nie. Dis onmoontlik. Ek kan dit nie verdien nie. Ek kan nie begin bid en te sê, ek wil graag in Christus wees, totdat ek in Christus is nie. Dis net God wat dit kom doen. So in Christus beteken, dis my posisie. Maar Christus in my, en dis waaroor die eerste kwartaal gaan, is die tweede begrip. En Paulus beskryf dit as 'n geheimenis. Hy sê, dit is 'n geheimenis, wat eeue en geslagte lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort, met ander woorde kinders van God soos julle. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis van die nasies is. En die inhoud van die geheim is, Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Dink gou net aan daai begrip, Christus is in jou. Toe ek daar begin met my voorbereiding, dink ek, dis eintlik 'n baie daunting begrip om te besef, 24/7, 365 dae van die jaar, is Christus in my. In my, hy leef saam met my, elke oomblik. Nou in die Bybel word hierdie twee oomblikke so verduidelik. Ek in Christus is die proses van regverdigmaking. Met ander woorde, justification. Dit is die begrip van, dis 'n eenmalige gebeurtenis, toe God besluit het om hulle wat sondaars was, te vergewe en nou regverdig voor hom te verklaar. En dis 'n eenmalige proses. Die tweede proses, en ek wil net so sê, hierdie proses vind plaas, wanneer enigeen van julle en ek, sou sê, ek aanvaar God, ek aanvaar Jesus as my verlosser, en ek glo dit. Dan sê in Johannes 1:12, as jy dit sê, dan word jy 'n kind van God. So dit noem ons die wedergeboorte. So by die wedergeboorte is jy reeds regverdig voor God gemaak. Maar wat ook by die wedergeboorte gebeur, God sit Christus in jou, deur sy gees. Sy gees kom woon nou in jou. En dis die proses van heiligmaking. En dis waaroor ons baie gaan praat in hierdie kwartaal wat kom. So die Heilige Gees is nou in jou, om jou te leer om in die proses te word, wat jy reeds in posisie is. Want in posisie is jy kind van God, jy is reeds regverdig voor God. Maar in praktyk is jy nog besig om te leer om soos 'n kind van God te wees. Vriendelikheid, vrede, vreugde en alles. So ek weet nie of julle hierdie week enigstens nuus gekyk het, en of die naam Austin Appleby iets vir julle beteken. Hallo, waar was julle? Austin Appleby het 4 kilometer geswem. Nou let julle op, hè. Sy ouers het, sy gesin het verlore geraak in die see. As julle nie nou Google nie, maar na die tyd Google dit, dan gaan julle gaan kyk. So hy het 4 kilometer deur die see geswem, en by die kant gekom, en nou sê die Bybel, nou sê die nuus, hy het sy ouers gered. Maar wie het sy ouers gered? Nie hy nie. Die redding van die Appleby gesin was toe die reddingsboot by hulle uitkom. Maar toe is hulle nog nie gered nie. Hulle is nog in die see. So daar moes iets gebeur het. Hulle moes uit die see wat hulle bedreig en gaan doodmaak, binne in 'n boot gesit word, sodat hulle gered kan word. Dis die proses van regverdigmaking. Dat jy is in die see van verlorenheid, maar dan kom Christus en hy red jou uit hierdie see en hy sit jou binne in die boot. Dis 'n eenmalige proses. Jy gaan nie weer gered kan word nie, want hulle is nou in hierdie proses in. Maar so hulle posisie, as jy nou vir hulle sou vra,
wat is julle posisie toe hulle nog in die boot was? Dan sal hulle sê, ons is gereddes. Ons is gered. Hulle hoef niks verder te doen nie. Hulle het in feite niks nodig gehad om te doen om gered te word nie. Hulle kon geskree het en geswem het, hulle sou nie gered word nie. Die redders het hulle kom red. Maar nou is hulle binne in die boot. So binne in die boot is hulle nog in die proses om gered te word. Want hulle is nog steeds in die see is nog steeds rof, hulle posisie is gered, maar hulle moet nou by die kant kom. En dit is die proses van heiligmaking. Is dat terwyl ons reeds in posisie gered is God besig deur sy Heilige Gees om ons te red en ons voor te berei om as kinders van God te leef. So as die Applebees in daai boot gesit het, en die stuurman, maar dis eintlik nou wat die Heilige Gees nou aan die ander kom, wat die stuurman is, en hulle kom in die boot en nou sê hulle, ons is gered, ons posisie is gered, en nou begin hulle met die stuurman beklei. Maar hoekom jy hierdie kant toe ry? Moet ry daai kant toe, hoekom ry jy so stadig, hoekom ry jy so vinnig? Die stuurman sê sit, julle moet sit, julle gaan weer uitval. En hulle is ongehoorsaam. Of hulle kan kies om gehoorsaam te wees. En ek dink dis die proses van ek in Christus en Christus in my. Want Christus in my leer my van gehoorsaamheid. Leer my hoe om nou as 'n geredde persoon op te tree en gehoorsaam te wees aan my stuurman. En ek het geen sê oor waar die stuurman met my gaan nie. Ek volg hom blindelings. Nou dis die boodskap van Galasiërs 2. Ek is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. En die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof aan die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. So die eerste ding van hierdie gedeelte, hierdie versie, die eerste, daar's 5 gedeeltes wat ek sê, as jy dit leer en ken en verduidelik vir iemand, dan verstaan jy die hele evangelie. Ek is saam met Christus gekruisig. Dis 'n historiese gebeurtenis. Ons kan dit terugvat in die geskiedenis in na 'n plek toe, na 'n tydperk toe. Die kruisiging was eenmalig gebeur. Dit is 'n geskied, die Griekse woord is in die present perfect geskryf. Nou present perfect beteken is ek reg? Beteken is iets wat in die verlede gebeur het en wat aangaan in die hede en in die toekoms nog so sal wees. Daar kan niks aan verander nie. Dis 'n gegewe. Die historiese kruisiging van Jesus, al glo jy dit nie, kan jy nie wegredeneer nie. Nou sê Paulus, maar ek is saam met hom gekruisig. So 'n historiese gebeurtenis is, die oomblik as ek in God glo, dan word ek, die Piet, my eie wil, die wat sê, alles is vir my belangrik, ek tel alles, mense moet vir my luister, word doodgemaak. Dis 'n eenmalige proses. Paulus skryf daaroor vir die Kolossense, ons gaan later daarby terugkom volgende later in die jaar. Julle was dood deurdat julle gesondig het. En deurdat julle die sondige natuur nog nie weggeneem was nie. Maar hoorie, God, dis 'n historiese gebeurtenis. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat hy al julle sondes vergewe het. En wat het hy gedoen? Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deurdat aan die kruis vas te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. Ek het al vir julle gesê dat wanneer 'n ou gekruisig was sy rap sheet bokant hom gekap. Dis asof jou rap sheet bokant die kruis hang. Dis verby. Dis vasgespyker. Jy is 'n eenmalige gebeurtenis. Jy hoef niks vandag te doen om dit te verdien nie. Al wat jy moet glo, ek is saam met Christus gekruisig. Die tweede ding wat daarmee saamgaan is, en hierdie is 'n in die present tense geskryf, en is 'n feit. Ek lewe nie meer nie. Ek lewe nie meer nie. Nou as jy sê, ek is saam met Christus gekruisig, ek lewe nie meer nie, dan beteken dit, met iemand wat nie meer lewe nie, het geen impulse nie. Hy kan nie, of sy kan nie reageer op enige planne nie, hy kan nie presteer, of sy kan nie presteer nie, hulle kan nie impuls reageer op liefde of op pyn nie, hy kan nie sê, hoor jy moet nie my hierna toe rondstoot nie, hulle vat jou, want jy's dood waar hulle jou wil vat. Jy's totaal en al dood, en onder beheer van die persoon
wat nou in beheer is van jou lewe. Dis die tweede ding. Die derde ding wat gebeur is, Christus leef in my. Nou in die teksvers wat ons nou gelees het, staan daar, ek lewe nie meer nie, wat ek nou net oor gesê het. Met ander woorde, die ek, daai ek is 'n hoofletter ek. Ek lewe nie meer nie. Die persoon wat altyd my lewe beheer het, was ek. Ek lewe nie meer nie. Maar, Christus leef in my. Dis 'n wonderlike woord, maar. Want, as ek sou sê, ek is saam met Christus gekruisig, en ek lewe nie meer nie, met ander woorde, die ek is dood, dan is daar 'n vakuum. Want daar staan nou niks in my nie. En dan kom God deur Christus en hy sê nee, Christus leef nou in jou. So Christus vat die plek van jou eie ek. Van ek is die baas van my lewe, niemand sê vir my hoe ek moet gedoen nie. Christus vat daai plek en sê nou leef ek daar. So as Jesus weggaan, ja, toe Jesus weggegaan het hy vir hierdie disippels van hom so dit gesê. Hy sê, die wêreld kan hom, Jesus, nie ontvang nie, omdat hulle hom nie gesien het nie, en hulle ken hom nie. Maar julle, as jy sê ek glo, ken hom, en omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. So Christus, deur sy Heilige Gees, by die wedergeboorte, kom bly nou in jou. Dis Christus in jou. En ek het verlede week gesê, en as die Heilige Gees by jou kom woon, as die Heilige Gees vir jou gegee het, as Christus in jou kom woon, is hy nie 'n kuiergas nie. Daai woon is 'n permanente woning. En ek het laasweek gesê, as die Heilige Gees in jou is, en jy kry dit by die wedergeboorte, dan is dit tyd meer gereeld nodig om te vra, Here, bly jy nog lekker by my? Hoe voel dit vir u om die Gees binne in my te wees? Is nie gemaklik. Want hy is in elk geval permanent daar. En die mandaat van die Heilige Gees is, ek sê nie maar net 2 goed, is baie meer as 2 goed, maar die een mandaat van die Heilige Gees is om, dis wat Jesus sê, ek gee hom vir julle, sodat hy julle kan leer en lei in die waarheid. Dis die eerste werk van die Heilige Gees. Maar die tweede werk van die Heilige Gees, en nog baie meer, maar die tweede een wat belangrik is die Heilige Gees is in jou gesit, nie net om jou te leer en te lei nie, maar om te transformeer. Gaan lees maar 2 Korintiërs 3 vers 18. So die Heilige Gees se werk in my lewe, is om die plek van my eie ek te vat, toe ek so belangrik was, en nou is Christus in my die belangrikste, maar nou sê hy vir my, soos die stuurman van hy boot, dis die rigting wat ek wil hê jy moet loop. En nou jy die keuse om gehoorsaam te wees, of ongehoorsaam te wees. En die tweede ding wat hy doen, hy transformeer jou, dat jy begin optree soos Christus. Jy begin liefdevol raak, jy begin selfbeheersing hê, jy begin geduld kry, jy begin al die vrugte van die vrug van die Gees ontwikkel, want dis die werk van die Heilige Gees. Maar nou, en dis die volgende ding, die 4de gedeelte van hy vers, hy sê, nou leef ek in geloof. Want die punt is, jou posisie is kind van God, maar jy leef in 'n sondige wêreld, waar die bose altyd opereer, en sy werk is om jou sondige natuur, wat die Heilige Gees besig is om te verander, aan te val, te verlei, te versoek, weg te trek van God, en nou het jy die keuse. Hoe gaan ek nou leef, net soos die mense op die boot, hoe gaan ek nou maak op die boot? Gaan ek in en uit die boot spring, en almal irriteer om my, of gaan ek gehoorsaam in die boot sit? Want nou leef ek in geloof. Dis hoe ek nou leef. En hoe oorleef jy in 'n wêreld waarin ons leef, waar niemand in God wil glo nie? Jy leef in geloof. En daai geloof beteken nie net ek glo in God nie. Ons sê dit, ek glo in God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, en jy bedoel dit. Dis meer as dit. As jy sê ek leef in geloof, dan glo ek God. Dis meer as om in God te glo. Ek glo hom.
As hy vir my sê, Piet, in sy woord sê, ek wil nie hê jy moet hierdie goeders doen nie. En hy gee vir my 'n klomp goed, en 'n lys goed wat hy sê, julle kan maar gaan lees, as baie sulke lyste, ontug en dronkenskap, en noem het, as hy dit vir my sê, dan glo ek hom, dat hy weet, ek moet dit nie doen nie. Ek query hom nie en sê, maar kom net by, ons leef in 'n ander era. Die Bybel moet 'n bietjie verander word, die Bybel moet 'n bietjie bykom. Ek glo hom. Ek glo hom as hy vir my sê, net soos jy wil hê jou klein, jy gaan nog sien as Frans wat groot word, jy gaan hom sê, as jy hier mistrap, gaan jy val. Hy moet jou glo. So dit help nie net jy sê, ek glo in God nie, jy moet glo dat wanneer hy sy woord vir ons gee, as 'n norm, dat dit die waarheid is, en dat hy weet die beste. Die tweede ding wat jy doen, jy glo ook hom, dat jou sonde van die verlede, en alles wat jy gedoen het, en nog die toekoms, vergewe is. Jy het nou vrye toegang tot by hom. Daar's niks wat jou keer nie, en as julle hierdie kan snap, gaan 80% van julle sommer beter voel. Want dis 'n groot klomp van julle, wat hiermee struggle. Hoe kan ek met my sonde, en dit wat ek aangevang het, dit wat ek net nou gedoen het, dit wat ek gister gedoen het, hoe kan ek vrye toegang tot by God hê? Kyk hoe lelik is ek. Jy glo hom, op grond van die feit dat jy in geloof leef, dat as ek na hom toe kom, as sy kind, vergewe hy my, hy laat my vrye toegang, hy gee my vrye toegang tot by hom, en hy sê, ek kan vir hom sê, Vader, Abba Vader, ek kan 'n naby verhouding met hom hê, ek glo hom, ek glo nie net in hom nie, ek leef in geloof, daarom glo ek hom, dat as hy sê in sy Bybel, niks kan jou skei van die liefde van God nie, dan kyk ek nie na my omstandighede en sê, waar is God se liefde nie? Waar is 'n God van liefde? Hoe kan 'n God van liefde dit so doen? 'n God van liefde, iemand het gesê, ja, maar hoe kan 'n God van liefde dit sulke goed doen? En sê ek, as jy wil weet van 'n God van liefde, kyk na die kruis. Dis wat 'n God van liefde doen. Hy betaal vir jou die prys. So glo hom, dat niks in hierdie wêreld kan jou skei nie. Glo hom, en daarmee struggle baie mense ook. Glo hom, op grond van jou kunskap, dat jy die ewige lewe het. Want as jy met mense praat, ek met mense praat, en ek vra vir hulle, gaan jy hemel toe? Dan sê baie van hulle, ja, weet nie. Dominee, ek maak hom baie droog hoor. Ek so vol sonde. So dan sê ek die volgende, so jy gaan hel toe. Nee, daarom is so heeltemal so erg nie. Daar is nie vakansieplek tussen die hemel en die hel nie. Glo God, dat ten spyte van wat jy doen, as jy 'n kind van hom is, lewe jy vir ewig by hom. Moenie dat die duiwel jou wegtrek. Leef in geloof in hom. En dan sê hy die laaste ding, hy bewys sy liefde deur sy lewe vir my af te lê. En nou raak Paulus baie persoonlik. Want Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore kan gaan nie. Maar hierdie gedeelte sê, hy bewys sy liefde deur sy lewe vir my af te lê. Dis bitter persoonlik. Dis nie net die wêreld nie. Nou kyk hy vir my, en hy sê, hoor, ek kyk jou in jou gesig. Ek het my lewe vir jou afgelê. Dis wie jy is. Dis hoe belangrik jy vir my is. In Romeine 5 vers 8 sê hy, maar God bewys sy liefde vir ons, juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Christus het nie vir jou kom sterf, of jou leer lief kry, omdat jy begin verbeter het nie. Omdat jy gesê het, ek gaan nou 'n beter lewe lei nie, of ek gaan ophou sondig nie. Christus is bereid gewees om te sterf, en dan sê ek weer, dis baie persoonlik, vir jou en vir my, terwyl ons nog hom verwerp het, terwyl ons nog nie vir hom gekies het nie. Dis die evangelie van Christus Jesus. En onthou net, en daarmee gaan ek nou afsluit, is dat die kruis was nie soort van 'n opsie of 'n per ongeluk gebeurtenis nie. Die dood van Jesus aan die kruis het nie een van ons het sy lewe van hom afgeneem nie.
Die keuse wat hy gemaak het, was om te sê, ek sal jou so lief hê, dat ek sal doodgaan vir jou. Hoor wat staan daar in Johannes 10 vers 8, en hy sê, niemand neem my lewe van my af nie, maar ek lê dit op my eie af. Ek het dit die volmag om dit af te lê, en ek het die volmag om dit op te neem. Weerop, dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. So Jesus kom, en hy kyk na die wêreld, en dan sê hy, ek is bereid om my lewe vir jou af te lê. So wat hoor ek? En wat gaan ons die res van die kwartaal hoor? Eerstens, in Christus beteken, ek is veilig. Ek het nou die status van 'n geredde. Ek is veilig in die boot. My posisie is onveranderlik. 100% van die tyd, 100% kind van God. Dis my posisie. Nie omstandighede nie, nie keuses nie, niks daarvan is. Ek sê, ek aanvaar Jesus as my persoonlike saligmaker en verlosser. Dan is dit die waarheid. Die tweede ding is, en dis 'n diep geheimenis, en dis daunting, want nou woon Christus hier binne in my. En nou raak hy die stuurman van my boot. En nou bepaal hy watter rigting gaan my lewe. En nou het ek die keuse om te sê, ek laat hierdie boot nie. As jy Applebee's uitgeklim het, nou soos net gesê, cheers, julle wil nie gered word nie, ry jy huis toe. Maar as jy gekies het om gered te wees, dan kies jy ook vir die stuurman om te sê, ek lei jou waar my Vader wil hê jy moet heen gaan. Want ek is by jou, ek wil jou karakter verander. En die derde ding wat ek hoor, is dat my ek, die manier hoe ek dink goed moet wees, ek sterf daaraan, ek gaan dood. En dan leef Christus in my. Die oomblik toe ek gekies het om te sê, ek glo in God, en ek is wedergebore, en eenmalig, regverdig, posisie kind van God, maar kom woon Christus in my. En dan leef ek in geloof. Ek kan nie soos 'n ongelowige leef nie. Elke liewe ding wat my tref, is ek soos 'n ongelowige. Wat gaan nou met my aan? Ek glo God, ten spyte van my omstandighede, sal hy nog steeds my God wees. En dan vat ek hierdie persoonlike ding, en ek vat dit regtig ernstig op, om te sê, God het sy lewe, Jesus het sy lewe vir my persoonlik afgelê. So hoe gaan môre anders te kan wees, of vandag? Ek wonder as jy kan hierdie gedeelte vat, en jy bid dit gereeld, vir jouself, en ek wil amper sê, motiveer jou geestelik, ek is gekruisig, die ou ek is dood, my skuld is betaal, is alles histories, ek leef nie meer nie, ek hoef nie dit te probeer verdien nie, ek hoef nie dit te probeer iets te bewys nie, ek hoef niks te doen nie, want Christus leef in my, en as ek vir hom sê, Heilige Gees, hier is ek, verander my in hierdie proses van gered te wees, want ek leef nou as 'n geredde, help my om meer gehoorsaam te wees aan die Heilige Gees, help my om meer vriendelik te, leer my van vriendelikheid, van geduld, al die goed, dan sal hy dit doen, want hy is 'n God wat dit sal hoor. So ek wil hê jy moet met 'n vraag huis toe gaan. Die vraag is nie, wat moet ek doen om gered te word nie, dis nie die vraag nie. Die vraag wat ek wil hê jy moet in hierdie week kan worstel, hoe reageer ek op iemand wat my gered het? Nie, hoe moet ek gered word nie? Ek is klaar gered. Hoe reageer ek nou? En ek wens ek was in die boot saam met die Applebee's, want ek dink hulle optrede so nederig gewees het, en gehoorsaam, dankbaarheid, dankie. So as jy vandag hier sit, en jy het nog nooit daai keuse gemaak nie, jy struggle met hierdie ding, sê, ek gaan probeer om beter te leef hierdie week weer. Jy hoef nie. Jy vat hierdie evangelie, en jy aanvaar dit, jy is gekruisig in Christus, jy leef nie meer nie, Christus is in jou, jy leef my in geloof, en jy aanvaar dat hy vir jou so lief het, dat hy vir jou gesterf het. So kom ons bid.
hierdie evangelie hierdie goeie nuus is net goeie nuus. Hierdie is die ongelooflikste storie van U, wat mense gemaak het na U beeld. En hierdie mense het U die keuse gegee van liefde vir U of teen U. En op grond van hulle eie keuse het hulle gesê, ons wil teen God kies. En U, amazing God wat U is, het gesê, ek kan vaar dit nie. Ek stuur my seun. En as hy gekom het en jy glo dit, en jy aanvaar die verlossing, die redding, jy klim in die boot en sê, dankie, ek is gered, dan sê U woord, dan word ons 'n kind van God. Maar ons weet ons is nog op die pad van redding. Daar in die boot, saam met Christus, kom die Heilige Gees en sê, nou moet ons al die karaktertrekke verander, en U sal ons help. Help vir my met my karaktertrekke, wat moet verander na Jesus, en elkeen van ons. En Vader, leer ons om in geloof te lewe, om U vir elke moment te glo, want ons weet U is betroubaar, en U is die waarheid. En Vader, as iemand hier sit wat sê, nee, ek het nog hier goed reg verstaan nie, en ek wil dit nog nie reg aanvaar nie, wil ek vra deur die Heilige Gees, dat U net sal asseblief werk. En elkeen vir ons bewus sal maak van U liefde. U sê, U het U liefde vir ons bewys, deur U lewe vir ons af te lê. What an amazing God. Amen.